Kom ons buig ons hoofde. Groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom om voor u te aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons vanoggend, ek dink net, ek sal nou as ek bid vir ons, ek lees vir ons 'n kort stukkie uit die wet. My gedagte was, as ek uit die Nuwe Testament preek, moet ek iets in die Ou Testament volgens die wet lees, maar ek gaan dit vanoggend spaar, en ek lees Markus 12 vanaf vers 29 tot 31. Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Deuteronomium 6 vers 4 sê, enig Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ek wil hê julle moet vanoggend luister. Ek dink baie van julle ken die apostoliese geloofsbelijdenis en ons is seker nog van die min kerke wat dit redelik herhaal. Ek doen dit met 'n rede en vanoggend het ek weer so 'n stukkie gelees uit Judas, is die laaste boekie net voor die boek Openbaring. Skryf Judas spesifiek, en dit was al in hulle tyd gewees, oor die dwalinge wat die kerk ingekom het. Dis 'n baie mooi boekie, en dan besef ek vandag weer eens die waarde van ons belydenisskrifte, van hulle wat honderde jare oud is dat hierdie goed was geskryf om dwaalleer te weerlê. En ek wil hê, soos jy daar sit, soos jy my hoor praat, sê in jou hart saam, of jy dit ook glo en bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in heilige, algemene Christelike kerk. Algemeen beteken katoliek. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Voor ek vir ons lees uit 2 Petrus, die eerste hoofstuk, die eerste 15 versies, ek graag vir ons bid ter voorbereiding van die woord, maar ek wil ook graag bid, spesifiek, nie vir naby name nie, maar vir mense wat dalk vanoggend hier sit met pyn en hartseer, en ook vir die siek mense. Kom ons buig ons hoofde, Here. Ons het een vastigheid, en dis U. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons ken vir U, omdat U die genadige, die getroue is. En U woord is vir ewig daar. U woord is onwankelbaar, nie omdat dit deur 'n mens geskryf was nie, maar omdat U woord geïnspireer is deur die derde persoon in die drie eenheid, die Heilige Gees. Ook God self is.
Dankie daarvoor, Here. Maak ook elkeen vanoggend ontvanklik vir u woord. Die woord sal hoor. En dra vir ons, Here, deur hierdie dag. En ek bid ook vir die siekes in die gemeente, Here. En ek bid ook vir hulle wat pyn en lyding en hartseer het, Here, dat u hulle sal omvou in die groot liefde. In Jesus naam. Amen. 2 Petrus 1, vanaf vers 1 tot 15. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, deel kry aan die goddelike natuur, en juis om hierdie rede met julle alles in die stryd werk, om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, en die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met alle ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig nog erger. Hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, kan ook sy susters, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit, en al staan julle steeds reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor, om deur julle hieraan te herinner, solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouwens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer, dat julle ook na my heen gaan, altyd hierdie dinge sal onthou. In verse 1 en 2 verskil die groet van Petrus met die inhoud wat Petrus in sy eerste brief geskryf het. En ek noem dit juis vir julle vanoggend om daarop te wys die verskillende manuskrifte wat deur die vertalings gebruik was. Die nuwe vertaling wat ek vir julle gelees het, lees Simon Petrus, terwyl die ou vertaling lees Simeon Petrus. En dit het selfs so ver as die 3de, 4de eeu na Christus, was daar twyfel in die kerk of Petrus wel hierdie brief geskryf het. Ek is in myself sterk van mening dat hierdie brief deur Petrus geskryf was, en ek gaan nie ingaan oor die redes of hoe ons of ek daarby uitgekom het nie. Maar doelbewus het ek verse 16 tot 21 nie in die prediking gesit nie, en ek lees dit graag vir julle as volg. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie,
Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Is baie interessant, nou dat ek dit hier lees. Die vroeë kerk, die amp van die apostels, bestaan nie meer vandag nie. Hoor mooi wat ek sê. Die amp van die apostels bestaan nie meer vandag nie, want in die vroeë kerk was dit juis die groot ding wat 'n apostel gemaak het, wat sê, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Dit was waarmee die vroeë kerk 'n apostel gemeente het. Hulle het hom self gesien. Hulle het saam met hom gewandel. Dit was apostels. En dis hoekom die amp van die apostel nie meer vandag in die kerk is nie. Vers 17. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dis die Vader, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Vers 18. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig, volgens eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. En dis wat hierdie boek so verskillend maak. Mense geskryf, maar goddelik geïnspireer. In vers 16 sê Petrus, ek het my nie op versinsels en op legendes of dit wat ander gesê het of wat ek gehoor het nie, maar met my eie oë het ek hom in al sy majesteit gesien. Vers 18 sê Petrus, hierdie stem het ons self, dit was hy gewees, Johannes en Jakobus, die enigste 3 wat die Here saam met hom opgenooi het op die berg, saamgeneem en het onder hulle oë sy gedaante verander. En terwyl hy van gedaante verander het Moses en Elia aan hom verskyn. En dit was voor sy kruisiging gewees. Ons het dit met ons eie oë aanskou. En daarvan getuig Petrus, vers 19. En dit het hierdie openbaring van Christus word juis bevestig deur die profete van ouds. En dit word juis bevestig deur die Ou Testament. As mense vir jou sê, die Ou Testament het vandag geen waarde of geen relevantie nie, dan is hy 'n keter, dan is hy 'n dwaalleer. Want dan verag hy die God van die Ou Testament, wat dieselfde God is van die Nuwe Testament. Hardloop weg van sulke mense, wat God se woord minag of verag. Hierdie boodskap van Christus is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Dit bring nuwe lewe in 'n mens se lewens. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. As die evangelie inslag in my lewe vind. Hierdie dinge is nie op grond van 'n mens of eie kennis nie, maar is in die skrif ingegee, geïnspireer deur die Heilige Gees, wat ook saam met my getuig wat in my woon, dat ek 'n kind van God is. En juis God se Gees, wat in sy kinders kom woning maak het, ons lei om ook hierdie goeie nuus deur gebed en woord aan ander te bring, sodat hulle ook tot die lig kan kom. Die lig, Christus Jesus. Dis baie interessant as ons na die eerste 2 verse toe gaan, is om te sien, Paulus lê juis klem hierop, op die goddelikheid van Christus Jesus. Hy sê, ek is 'n apostel van Jesus Christus. Hy verklaar
wie hy is. En dan skryf hy in hierdie brief ook aan hulle vir wie dit bedoel was, maar ook vir hulle wat die brief lees, of hierdie gedeelte in die Bybel lees, van ons God, hoor mooi, van ons God en Verlosser, dan sê hy Jesus Christus. Dieselfde kosbare geloof wat ons ontvang het julle ook ontvang. Petrus skryf hier, God en Verlosser. Met ander woorde, hy stel Christus gelyk aan die Vader. Het die Here Jesus nie ook self gesê in die Johannes Evangelie, gaan lees dit baie daar, hy staan vir al die 14, 15, 16, 17, daai hoofstuk, en het sê hy, soos ek en my Vader een is, so moet julle ook een wees. Maar hierdie besluitloosheid is eintlik 'n miskenning van Christus Jesus, 'n seun van God as verlosser en saligmaker en lewendmaker van ons geloof. Ek hoop julle besef hoe belangrik hierdie ding is. 'n belydenisskrif waaroor ek laas Sondag van gepraat het of oor gepreek het, hoe fundamenteel belangrik hierdie dinge is. Dat ons hierdie dinge nie kan misken of ontken nie, of net sê, man, hulle glo in die groot doop, ons glo in die klein doop, op grond van ons redenasie uit die skrif en op grond van hulle redenasie uit die skrif nie. Hierdie ding is fundamenteel tot die Christelike geloof, en as jy hierdie dinge ontken, dan ontken jy die hele ding in die Bybel, dan weet ek nie hoekom het Christus ooit aan 'n kruis gehang nie. Ek wil dit eintlik kras uitdruk. Hierdie besluitloosheid verkragt die kruis. Want as jy verstaan waarom die kruis daar is, die kruis is die middelpunt van God se woord, dit wat Christus Jesus aan die kruis kom doen het. En dis juis hier wat Petrus kom klem met ons God en saligmaker Jesus Christus, is die boodskap van die kruis. Christus is die kruis. Een van my gunsteling verse, ek het nou nie vanoggend hier geskryf hier, maar 1 Korintiërs 2 vers 2, skryf Paulus in die gemeente in Korinthe, en ek sal dit eendag, sal ek, net soos Paulus wil sê, ek het my voorgeneem om 'n hele gemeente, Brenters, niks anders te bring as Jesus, as die Christus en hom as die gekruisigde. Ek wil net soos Paulus dit gesê het, dieselfde sê. Vers 3, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Om te lewe is nie 'n gawe om as mens te kan leef nie. Met ander woorde, die fisiese lewe wat jy het elke dag hoe jy leef. En dis nie waarvan hier gepraat word nie, maar dit praat van die kind, die lewe as kind van God, om 'n heilige en 'n aangename geur vir hom te kan wees, heilig afgesonderd vir hierdie wêreld. Anders as die wêreld, nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Skryf Paulus dit nie in Romeine 12 nie. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. En hoe sien ons vandag in ons kerk, hoe die kerke al hoe meer gelykvormig geword aan die dinge in die wêreld. Al hoe meer die dinge in die wêreld gelykvormig geword. Elke geslag het elke bietjie meer toegelaat. En dis hoekom ons sit waar ons vandag sit. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. As ek geroep is na hom, dan ken ek hom ook. En ook nie uit my eie uit nie, want hy het my eerste geroep. Maar soos vers 3 sê, deur sy heerlikheid en sy krag. Vers 4, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk, wat hy beloof het.
Hy het ons die ewige lewe geskenk, deur dit wat Christus Jesus aan die kruis kom bewerk het, en dat hy daardeur uit die dood opgestaan het. Ek het dit al by 'n vorige geleentheid ook gesê, mense het hierdie dinge jou al regtig in die hart gegryp. Dit is die evangelie. Paasfees is die evangelie. Dit is waarom alles gaan, waarom alles draai. Hierdie gawe wat ons Heer en lewendmaker deur die wedergeboorte geskenk het, aan hulle wat hy geroep het tot hierdie nuwe lewe in Christus Jesus. En as gevolg van dit kan ons die verderf ontvlug of die verderf vryspring. Wat werksaam is, skryf Paulus, in die begeerlikheid van hierdie wêreld. Die duiwel is met liste besig, met slinkse planne besig om mense te vang, die ewige duisternis in, en deel te kry aan hierdie goddelike natuur. Meer en meer, soos Jesus sing die liedjie, as die koringkorrel nie val en sterf nie, kan dit nie vrug dra nie. Die verderf van die ewige hel vryspring. En hierdie verderf is ook deur die begeerlikheid aan die werk in hierdie wêreld. Hulle wat bestem is tot die ewige verderf. Dis harde woorde. Maar dis die waarheid. Nie almal gaan eendag by hom wees nie. Al is dit sy begeerte, sê die woord, dat niemand moet verlore gaan nie. Maar tog gaan mense verlore. Want mense het gekies om verlore te gaan. En juis om hierdie rede, vers 5, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deegsaamheid. Met ander woorde, om alles te doen wat ek kan doen, wat vir hom aanneemlik is. Daar's baie gedeeltes in die Bybel daarom. Om te leef soos sy woord my beveel. Die deegsaamheid, goeie sedes, met kennis, om tyd te maak in God se woord. Met kennis, om tyd te maak in God se woord. Deur dit te lees, deur dit te oordink, dit te bepeins, in afhanklikheid met God se gees wat in my woon. Vers 6, die kennis met selfbeheersing. Net soos wat 'n atleet selfbeheerst oefen met 'n doel wat hy voor oë het, so met elke kind van God selfbeheersing toepas en God se woord met selfbeheersing en met tyd lees en leer en bepeins en oordink en bid daaroor. Ek sê baie vir die jonger mense. Ek het geleer vir predikant. Maar my storielyn wat ek uit die Ou en die Nuwe Testament gekry het, was nie as gevolg van my teologiese studies nie. Dis van die Bybel van Genesis tot Openbaring deur te lees. Konstant deur te lees, te bly lees, nie ophou lees nie. Hoe meer ek daarvan lees, hoe meer het ek 'n begeerte om God se woord te lees. Net so moet die gelowige deur selfbeheersing volhard in die geloof, want daaruit word 'n goeie gewoonte gekweek. En hierdie volharding kweek dan Godsvrug in ons lewens. Ek het dit baie keer gesê. Dis wanneer ek geestelik groei, as ek tyd saam met hom spandeer. Die toepassing daarvan vind plaas daar buite. Ons leer dinge in die lewe, dis die waarheid. Jy leer nie God se dinge daar buite nie, jy vind die toepassing daarvan buite plaas, maar jy moet eers tyd saam met hom spandeer. Anders gaan jy nie
Iemand kan nie groei in die geloof, as hy tot geloof gekom het, maar hy spandeer nooit tyd in God se woord nie. So iemand kan nie groei nie. Dis soos Paulus skryf in Korintiërs, ek het gedink ek gaan met julle kom met vaste kos, maar ek kom na julle toe, soos 'n babietjie wat melk drink. Ons moet tyd maak saam met die Here. En hierdie volharding kweek dan godsvrug in ons lewens. Ekskuus, ek ruik iets wat brand. Om vas te kan staan in die geloof. Ja, omdat ek ingeoefen is daartoe. Maar nog meer, omdat hy my daartoe in staat stel. Weet julle wat, nee? Die Here gaan vir jou nie groot dinge leer. Of die diepte van God se woord gaan jy nie leer, as jy nie tyd maak saam met hom nie. Paulus skryf in sy brief, hy sê, daai tyd, ons het ten dele gehad, en dis waar ek meer by die ouer teologie staan, maar nou het ons ten volle, hier's God se woord, nou het ons dit ten volle by ons, om ons te leer, te vermaan en te onderrig in sy woord. God praat meeste van die tyd deur sy woord. Dis hoe die Here met my praat, konsekwent te wees, nie wisselvallig, soos Jakobus sê, deur 'n golf wat deur die see heen en weer gedryf word nie. Dan skryf hy daar, so een, moenie dink dat God hom sal antwoord, omdat hy so wisselvallig is nie. Jy sal soveel blootgestel wees aan dwaling in jou lewe. Ek het dit geleer by 'n oom, Engelsman wat vandag nog lewe, wat, ek wil hom nie verheerlik nie, maar na my mening, een van die twee mense wat ek in my lewe geken het, wat ek nog nie gesien het, iemand so naby aan die Here kan leef nie, het gesê, make time with God, spend time with God in His word. Ons moet tyd maak saam met die Here in sy woord. En wat hy ook bygesê het, spend time with God in His word, till He is finished with you, not till you are finished with Him. En daai inoefeninge kom net deur gereeld, konsekwent, standvastig tyd te maak saam met die Here. Hierdie godsvrug met liefde onder mekaar, vers 7, en liefde met mekaar vir alle mense. Juis hierdie vers, hoor mooi wat ek sê oor hierdie vers, juis hierdie vers is vir my die waterskeidingsvers. Tussen hulle wat gered is, tussen hulle wat dalk dink hulle is gered, en hulle wat nie gered is. Jy hoor mooi wat ek sê, is my die waterskeidingsvers. Tussen hulle wat gered is, hulle wat nie gered is, en hulle wat dink hulle is gered. Hoekom sê ek so? Want hierdie godsvrug wat deur sy gees in ons bewerk word, hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het deur die wedergeboorte, hierdie liefde van God dring my om die evangelie uit te dra. Hoekom dring dit my om die evangelie uit te dra? Want ek het vir die eerste keer in my lewe besef dat ek hom nodig het, dat ek verlore is. Ek het hom ontdek binne dit. En daarom kom hierdie dringendheid wat hy my hart kom lê, word dit 'n dringendheid om dit na ander uit te dra. Dis hoekom ek sê, hierdie is my waterskeidingsvers. Dat ek sy liefde vir hierdie wêreld sal hê. Dit mag ook wees dat ek nog 'n babietjie in die geloof is. Dat ek tyd moet saam met die Here moet spandeer en vir die Here vra, Here, gee my u liefde vir 'n verlore gaande wêreld.
Nie omdat ek hom lief het nie, maar omdat hy my eerste liefgehad het. Dis 'n waterskeidingsvers in hierdie brief van Petrus. Maak nie saak of hulle my vervolg, of hulle my haat nie. Maar dat ek as kind van God, met sy liefde wat hy in my ingeplant het, na 'n verlore gaande wêreld toe kan gaan, sodat hulle ook vir Christus mag vind. En ons weet, dit lê in sy hand. Vers 8. As julle dit besit, hierdie geloof, hierdie deegsaamheid, hierdie kennis, hierdie selfbeheersing, hierdie volharding met godsvrug, met hierdie godsvrug wat liefde bring en ook in ander, en dit neem toe, jy groei in die geloof, dan sal jy met ywer en vrug Christus Jesus beter leer ken vir wie hy is. Eintlik 'n bevestiging van vers 7. Dan sal jy die begeerte hê om vir Christus Jesus beter te leer ken. Jy sal die hartsbegeerte hê om tyd saam met hom te spandeer. Jy sal die begeerte hê om meer en meer van hom te weet, meer en meer van hom te leer, meer en meer by sy voete te wees. Vir wie hy is, vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Hierdie vers laat my dink aan die gelykenis van die saaiër wat die Here Jesus vertel het. 4 mense het die woord gehoor, maar net een het vrug gedra. Ek kan sê net een is gered. Die ander kan nie, want hulle is nie gered, dis waarom hulle nie vrug kan dra nie. Maar ek wil ook vers 9 saam met vers 10 lees. Vers 10 sê die nuwe vertaling, daarom broers, susters, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Paulus skryf in sy eerste brief, sê hy, Petrus skryf in sy eerste brief, en sê hy, moenie bang wees of wywer as iemand vra rondom die hoop wat in jou leef, om dit te vertel nie, oor die hoop wat in jou leef. Die ou vertaling sê dit beter, daarom, broeders of susters, hoor mooi, moet julle heel des te meer beywer, om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as jy dit doen, sal jy nooit struikel nie. Wat bedoel Petrus hierso? Met ander woorde, as die godsvrug, dit wat hy vers 8 gesê het, as die godsvrug afwesig is in my lewe, ten spyte daarvan dat ek dalk al die woord gehoor het, en God kom in sy genade en hy raak my aan, en ek kom in hierdie vertwyfeling na hom toe, om my saak met God te skik. Dis hoekom Petrus hierso skryf wat hy sê, die ou vertaling sê dit vir my so mooi, om jou roeping en jou verkiesing vas te maak. Jy moet geloofsekerheid hê, jy moet weet dat jy verkies is, en gered is, eendag by hom sal wees. Want as jy dit weet, sal jy nooit struikel of 'n twyfelagtige geloofslewe bestaan hê nie. Maar weet dat ek sy kind is.
Dis dood eenvoudig wat ek vanoggend vir jou wil sê, en dit wat Petrus gesê het. As jy twyfel het, is die genade daar solank as wat jy in hierdie lewe is. As ek twyfel, is om of die dominee of iemand wat jy ken te gaan sien, of tyd gaan maak in God se in jou binnekamer en God gaan soek. Om seker te maak, jy's gereed om Christus te ontmoet. 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. Ek het dit al so baie gebruik, maar dit is vir my so 'n mooi gedeelte. Johannes skryf, hy sê, hy wat die seën het, hy sê nie hy wat miskien die seën, hy wat dalk die seën het, hy wat moontlik die seën gaan hê. Johannes skryf hier baie duidelik, hy sê, hy wat die seën het, het die lewe. En net die ander kant sê hy ook, net so, geen twyfelagtigheid nie, daar's nie, ek twyfel oor niks, hy sê, hy wat die seën nie het nie die lewe nie. Daar is geen twyfelagtigheid in die saak nie. Johannes is baie duidelik, jy het die seën van God of jy het hom nie. Jy weet dit of jy weet dit nie. Dis soos my pa altyd gesê het, ek weet dat ek weet dat ek weet. Net soos jy weet, of net soos ek weet, ek is my pa en my ma se kind. Ek twyfel nie daaroor nie. Net so weet ek, dat ek God se kind is. Ek twyfel nie daaroor nie. Dan kom hierdie versekering in vers 11, as ek die vastigheid in my het, en dan sal daar vir julle 'n vrye en 'n feestelike toegang wees, tot die ewige koninkryk van ons Heer en Verlosser, Jesus Christus. Ek kan dit weet. Ek kan seker wees. Die kruis is nie 'n twyfelagtigheid. Christus se maagdelike geboorte was nie 'n twyfelagtigheid nie, dit is 'n absolute sekerheid. Dis die Gees van God wat in my woon, wat my kom getuig hiervan, saam met my gees rondom dit getuig. Nou wil ek vir jou vanoggend ook bysê, dis nie iets waaroor ek mag twyfel nie. En as ek twyfel, sê die woord, gaan maak jou roeping en jou verkiesing vas, gaan soek. Die Here sê, soek my terwyl ek nog te vinde is. Terwyl die genadetyd nog daar is. En dis waarvan ek net nou gepraat het. Genadetyd is nou, voor die wederkoms van Christus, terwyl jy fisies in die lewe is. So lank is die genadetyd daarso. En as ek twyfel, dan is daar, dit wat ek nou gesê, is daar genade vir my. Vers 12, juis om hierdie rede sal ek julle gedurig daaraan herinner. Net soos Petrus het geskryf het in sy brief, sal ek dit aanhou herinner. Want ek kan onthou, ek het daarmee groot geword. Ek het in 'n kerk gesit waar ons 'n predikant gehad het, 'n man van God wat die woord gebring het. En God my een aand op my bed aangeraak het. God werk op verskillende maniere met verskillende mense, maar al wat ek vir jou sê is dit, my liewe mens, maak seker van jou roeping en jou verkiesing, dat dit vas is. En ons kan dit doen, want ons hoor die woord, ons lees die woord. Dan sê hy hierso, ek lees weer vers 12, juis om hierdie rede sal ek julle gedurig herinner daaraan, al staan jy reeds vas in die waarheid, daar is van julle wat reeds vas staan in die waarheid. Maar is ook om vir jou wat reeds vas staan in die waarheid te sê, as jy dit het, hoekom hou jy dit vir jouself? Het die vroeë kerk nie gehardloop om die evangelie te bring, om die hoop te bring wat Christus Jesus
in hierdie verlore gaande wêreld gebring het nie. Sodat hulle ook eendag in die waarheid kan vasstaan. Weet jy wat? Ek het die vraag al by verskeie kere gehoor, wat van die, wat van daai? My en jou worries, is nie wat van wie, wat van daai. My en jou werk is, om die evangelie vir die en vir daai te gaan bring. Wie God red, is sy keuse, sy wil. Is sy alom teenwoordigheid, is sy alkennis van my, van elke mens, want hy het almal gemaak. Dit leer die woord ons. God weet wie het vir hom gekies en wie het nie vir hom gekies nie. Ek en jy moet daardie deel vir hom los. Vers 13, ek ag dit my plig om julle voortdurend daaraan te herinner, solank as wat ek in hierdie lewe is. Ek ag dit ook my plig om julle wat hom ken te herinner daaraan, om die evangelie uit te dra. Nie omdat die dominee so sê nie, maar omdat dit 'n opdrag is van die hoof van die kerk. En die hoof van die kerk is nie 'n synode of 'n predikant of 'n ouderling of 'n diaken of wat ook al, of 'n ryk ou in 'n kerk nie. Die hoof van die kerk is Christus Jesus self. Vers 14 en 15 sien ons hoekom hierdie dringendheid by Petrus is, want hy weet dat die einde van sy lewe op hande is. Weet nie, as julle in Johannes Evangelie gaan lees, na Christus opgestaan het, het hy vir Petrus te kennis gegee, hy het gesê, die dag as jy oud is, sal jy gelei word waar jy nie gelei word nie, jy sal gaan waar jy nie wil gaan nie. En die Here het ook te kenne gegee, die dood wat Johannes ook sou sterf, want Johannes was op Patmos verban vir sy hele lewe, ek dink hy daar gesterf volgens die oorlewering van die kerk. Maar op die eiland Patmos het die Here die boek Openbaring vir Johannes gegee, wat ons vandag in ons Bybels het. Maar dit moet nie alleen ons inspirasie wees om die evangelie aan almal te bring nie, ons moet dit tydig en ontydig bring. Here, daarom getuig Petrus, vers 1 en 2, vers 16 tot 12. Het jy ook daardie getuienis waarvan Petrus hierso geskryf het? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u kosbare woord. Gee Here dat hulle wat dalk die woord in 'n ander provinsie, in 'n ander land, op WhatsApp hierdie woord mag hoor. Gee Here dat u deur u Gees mense se harte sal werk. Here, ek bid spesifiek vir die Afrikaner, vir wie u my liefde gegee het. Here, om my mede volksburgers by u te mag uitbring. Maar ook hulle wat vanoggend hier sit, of hulle wat na hierdie woord luister. Dat hulle wat die geloofsekerheid het, Here, dat hulle weer vanoggend by hernuwing begeesterd deur u Gees sal wees, Here, om nie hulle te skaam vir die evangelie nie, maar die woord uit te dra, vir hulle geliefdes, vir hulle kinders, vir hulle kleinkinders, vir hulle bure, vir die mense wat saam met hulle werk, vir hulle vriende, vir hulle wat hulle dalk op straat raakloop, Here, om nie te huiwer om die woord uit te dra nie. Dankie Here dat ons hierdie dinge van u kan vra. Wees met ons in hierdie dag, en seën ook hierdie dag tot u eer, in Jesus naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.